Welkom by hierdie luistermeditasie tydens lydenstyd. Vandag is Dinsdag, 24 Februarie, en die skrifgedeelte waarby ons vertoef is Matteus 4, vers 1 tot 11 in die 1983 vertaling. Hierdie is 'n uitnodiging tot 'n stadiger tempo, om vir 'n oomblik stiller te word, stadiger asem te haal, en om toe te laat dat die haastigheid van hierdie dag effens bedaar. Stel jou voor jy staan op die rand van die woestyn, die plek waar alles eenvoudiger word, eerliker word. Vra God om jou ook in hierdie oomblik opnuut te ontmoet. Die gedig van Niels Jackson, Die sterflikheid, rig ook ons nadenke in hierdie lydenstyd. Dit sit gemaklik oor die skouers, sag soos 'n ou baadjie wat deur die jare ingeleef is. Die stoflikheid, die sterflikheid. Dit vou om my sye met hierdie troos, dat ek nie meer as dit hoef te wees nie. Want U is daar, en U is meer. My hart rus gemaklik in die wete, dat dit alles tydelik is. Die baadjie, die lewe, die sterflikheid. Amen. Matteus 4 vers 1. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand het hy begin honger word. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe, en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as U die Seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt, en sê vir hom, dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en hom versorg. Die Gees lei Jesus die woestyn in, nie weg van God nie, maar ons sou selfs kon sê nader. 40 dae van leeg word, 40 dae sonder die dinge wat gewoonlik sekerheid gee, en juist daar, in die uitgestrektheid van sand en stilte, kom die versoeking. As jy regtig die Seun van God is, verander die klippe, bewys dit, neem beheer, kies die vinniger pad. Die versoeking is oud, en tog so op 'n vreemde manier bekend. Om brood te maak waar daar honger is, maar sonder die vertroue. Om bewys te lewer, eerder as om te glo. Om mag op te neem, eerder as om te dien. Maar Jesus antwoord nie met vertoon nie. Hy antwoord met herinnering, met die woord wat dieper lê as honger, dieper as mag, dieper as die behoefte om iets te bewys.
En so word die woestyn nie net 'n plek waar getoets word nie, maar van helderheid. Hier kies Jesus weer en weer die pad van vertroue. Nie die maklike pad nie die kort pad na glorie nie, maar die pad wat uiteindelik na Jerusalem lei, na die kruis, na liefde. Lydenstyd begin hier, in die stil besluit om God meer te vertrou as die stemme wat ons trek, die stemme van mag, van sekerheid of vertoon. In die lig van hierdie teks, van hierdie woestynlandskap, wil ek jou uitnooi om ook oor jou eie lewe te dink. Is daar dalk 'n woestyn waarin jy jouself tans bevind? Hoe lyk dit? Wat beleef jy? Dink bidtend hieroor na. Ek nooi jou uit om ook na te dink oor die stemme wat jy tans in jou lewe hoor. Watter stemme probeer jou oortuig om 'n kort pad te kies? Hoe reageer jy daarop? Watter emosie wek dit by jou? Praat in gebed met God hieroor. In die laaste oomblik van stilte, nooi ek jou uit om weer te draai na dit wat ons van Jesus in hierdie gedeelte sien. Wat help jou om weer by God se waarheid terug te kom? En hoe kan hierdie tyd van lydenstyd 'n plek van helderheid word in jou lewe? Dink gerus hieroor na. Kom ons bid saam. Here Jesus,
U wat die woestyn betree het en getrou gebly het, lei my ook. Wanneer ek versoek word om kort paaie te kies, anker my in die woord en leer my die pad van vertroue. Amen.